Goeiemôre, baie welkom by ons erediens op die 25ste Julie. Lekker koue wintersoggend. Sou eintlik lekkerder gewees het om in die bed te bly, maar ons weet dat ons die Here moet dien en daarom moet ons hierdie erediens kom bywoon. Die Here groot te maak en te loof en te prys. Ek gaan nie vanmôre wydingslied sing nie. Ons lewe in vrees deesdae oor hierdie COVID ding, onder andere. Nou sê die Here Jesus vir ons, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader, van Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. As lofsang vanmôre, Psalm 100, ons sing net daar die eerste versie van Psalm 100 as lofsang. Ja, die eerste versie. Juich al wat leef jy voor die Heer, dien God met blydskap gee omkeer. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Net nou gaan ons aan skuldbelydenis sing, Psalm 130. Ons gaan daar weer die eerste vers in, Psalm 130, die eerste vers. En dan as geloofsbelydenis gesang 84, die 11de vers, daar die bekende gesang 84, die 11de vers, as geloofsbelydenis. Geliefdes, die Here beveel vir ons daar in Levitikus 18, vers 4. My verordeninge moet julle doen en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die Here, julle God. Dan gaan ons ook vanmôre die prediking verwys na die volk Israel wat uit die slawehuis van Egipte uitgelei is. En let ons ook daarop dat God die wet vir hulle gegee het by Sinaï, nadat hy hulle uitgegee het en vir hulle gesê het, so moet julle lewe, dit is my verordeninge. Die woord van God sê dat ons in hierdie laaste dae van verdrukking moet volhard, deur die gebooie van God na te kom en in Jesus Christus te bly. Kom ons lees die verordeninge van die Here, sy wet, soos wat hy dit vir ons laat opteken in Eksodus 20. En laat dit vir ons erns wees om daarin te volhard. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloese God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. In 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is in Psalm 130, net daar die eerste versie. Liefdes gans verloren, van reden ver vandaan, waar op slaagste sporen, en van mij vergaan, bij diep van donker nachten, roep ik toe. En laat my jammer klaagde, toch opklim in die woord. Uit dieptes gans verlore, roep ek Here, hoor my jammer klagte, want by U is vergewing. Dit het ons sopas gesing, en dit is presies waarvan die woord van God ons verseker. Elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy toevlug neem tot sy enigste verlosser Jesus Christus, ontvang die vergifnis van sonde. Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Net so verkondig die woord van God ook die ewige straf vir hulle wat in die sonde volhard en in die genade van die Here verwerk. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. So lees ons dan in Hebreërs 10 vanaf vers 26 en 27. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in ons almagtige drie-enige God en die genade wat daar alleen in hom te vind is. Ons bely ons geloof saam met die kerk van die Here Jesus Christus oor al die, soos wat hulle dit oor al die eeue gedoen het, reg oor die wêreld, en nog altyd sal doen, totdat ons Here Jesus weer kom. Ons bely dit met die apostoliese geloofsbelijdenis as volg, en U spreek dit in die harte saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geloofsbelijdenis, Gesang 84, daar die 11de versie. Onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, leer my U ken alwetend, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons Heer. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Ons bid saam. Almagtige hemelse God en Vader, ons is dankbaar dat ons vanmôre op hierdie koue wintersoggend, die handjievol, die klein kuddietjie, hier by mekaar kan wees om U te aanbid en om U te verheerlik. Baie dankie, Here, vir U genade, dat ons U kerk kan wees, dat ons U kan ken, o Here, U wat die almagtige skepper van alles is. Ons verstandjies kan nie begryp hoe groot die skepping is nie, ons kan nie begryp hoe groot die heelal is nie. Ons kan nie begryp hoe klein die kleinste wesentjie en kleinste organismetjie is nie. En alles is deur U gemaak. Ook hierdie COVID ding wat nou
so verwoesting saai in die wêreld, het u toegelaat om te gebeur. Nie omdat u sleg is nie, Here, dit kom van die Satan af, maar dan omdat u ook die slegte kan gebruik. En ons weet, Here, dat u ook hierdie COVID, epidemie, pandemie, gebruik om u kerk te suiwer. Wil u vir ons lei, o Here, ons wil bid vir elkeen wat siek is, ons wil bid vir hulle wat in die hospitaal is, of wat asemnood het en by die huis is, ons wil vra dat u vir hulle sal genees en vir hulle sal gesond maak, as dit u wil is, want ons berus altyd by u wil, want u weet beter. Lei vir ons vanmôre in hierdie erediens, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmôre daaruit Psalm 91. Ons gaan voorlees vanaf vers 1 tot vers 16. Psalm 91. Ons moet nie blaai in die oggend nie. Die opskrif daar is in die beskerming van die Allerhoogste. En ons gaan oor al die versies gesels. Ek wil eintlik net verwys na die eerste en die laaste versie, maar die prediking gaan oor al die versies van die Psalm. In die beskerming van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. En dan val daar 1000 aan jou sy, 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want u Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref, en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, en in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Vers 16, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Sover die woord van die Here. Tema van môre, so iets wat verbeeldingloos, maar sê ook alles. God se ewige beskerming. God beskerm ons nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die toekomstige lewe. God beskerm ons in alle ewigheid. Die gelowiges wat teen COVID-19 siekte, of die inenting van die COVID-19 siekte gekant is, van hulle, rig hulle regop en verklaar met groot bravade en oortuiging, ek word beskerm deur Psalm 91. Ek sal nie siek word nie, want ek is 'n kind van die Here. Hier word dan juist verklaar dat God jou sal red van die verderflike pes. Jy hoef nie te vrees vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. En dan is daar ook gelowiges wat siek word van die virus, en daar is ook baie gelowiges wat sterwe, wat doodgaan
as gevolg van die virus en van die siekte van die virus. En dan is die vraag, maar wat dan nou? Het die psalmdigter dan afgedwaal toe hy hierdie dinge verklaar het? Of is God dan nou nie so getrou soos wat hy deur sy wyse digter hier beloof het nie? Nee, sê die een wat dit verklaar, dat hy nie sal siek word nie, omdat hy deur Psalm 91 beskerm word. Dit is omdat mense se geloof nie sterk genoeg is nie. God beloof hierdie dinge en jy moet God se beskerming met 'n sterk geloof proklameer. Jy moet dit vir jou afklein. Broer en suster, daar is wonderlike, getroue, diepgelowige Christene wat tog nog siek word en sterf. Dit beteken nie dat hulle geloof nie sterk genoeg was nie. Dit beteken nie dat God onwillig was om hulle te beskerm nie. Dit beteken nie dat God dalk self magteloos was om hulle teen die siekte te beskerm of aan hulle genesing te gee nie. Dit was God se wil. Maar indien die pes dan nog steeds op jou kan toeslaan en jou doodmaak, wat beteken Psalm 91 dan nou vir my? Kom ons kyk eerstens hoe die skrywer van hierdie Psalm met soveel oortuiging kon verklaar dat hy op die Here vertrou. Hy was tog uit ondervinding van die Here se beskerming hierdie Psalm met soveel oortuiging geskryf het. Maar nou let ons dat die skrywer van Psalm 91 nie geïdentifiseer word. Ons weet nie wie hy was nie. Die Bybel sê nie vir ons nie. Maar daar was blykbaar 'n ou Joodse gebruik waar die outeur van 'n Psalm nie bekend is nie, om aan te neem dat die outeur van die vorige Psalm ook verantwoordelik is vir die daaropvolgende Psalm. Psalm 90 word aan Moses toegedig. Hy het Psalm 90 geskrywe. En daarom is dit aangeneem dat hy ook Psalm 91 geskryf het. En sommige geleerdes merk dan ook ooreenkomste tussen Psalm 90, Psalm 91 en Psalm 92. En ons weet dat Moses in 'n baie besondere verhouding met die Here gestaan het. Hy is selfs die vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God met hom gepraat het soos wat 'n mens met sy vriend praat. Vandat die Here met hom begin praat het, daar vanuit die brandende braambos, was Moses tot op die laaste sekonde van sy lewe, 40 jaar later, diep bewus van die Here se teenwoordigheid. En toe Moses die Israeliete uit Egipte uitgelei het, was dit die Here wat hulle beskerm het, toe die Farao en al sy manne hulle agtervolg het, om hulle dood te maak. Hulle het droogvoets deur die Skalfsee getrek, maar die water het toegemaak en die Egiptiese vyand het verdrink. Ek kan nogal dink dat Moses ook hierdie Psalm geskryf het. Hy sê daar in vers 10, dat geen onheil jou sal tref en geen plaag naby jou tent sal kom nie. Op hulle lang reis deur die woestyn was hulle woonagtig in tentwonings. Beskerming van die Here was so sigbaar op hierdie tog van hulle na die beloofde land. Dags het die Here voor hulle uitgetrek in 'n wolkkolom en snags as 'n vuurkolom. Sy teenwoordigheid was so sigbaar, so duidelik, so onmiskenbaar. Sy sorg so duidelik in die manna en die kwartels wat hy as voedsel vir hulle elke dag voorsien het. En hy het hulle teen hulle vyande beskerm. So, indien Moses hierdie Psalm geskryf het, was hy maar te deeglik bewus daarvan dat die Here sy arms van beskerming oor hulle uitgestrek het, soos 'n arend haar kleintjies om haar vlerke laat skuil teen gevaar. Moses het geskryf uit pure ondervinding. Maar dit is tog 'n Ou Testamentiese Psalm. Kan dit hoegenaamd tot my spreek? Kan ek hierdie belofte van beskerming, kan ek dit aanneem? Kan dit ook op my van toepassing dan wees? En die antwoord is baie duidelik ja. Maar hoekom tref onheil en siekte en pes ons dan nog steeds? Die Here moet ons mos beskerm, soos wat daarvan hom verwag word. Antwoord hierop is ook baie duidelik. Die Satan wil hê dat ons in God se sorg en sy beskerming moet twyfel. Dit is wat hy alreeds daar in die paradys
met Adam en Eva gedoen het, toe hy vir hulle gevra het. Is dit werklik so, dat God gesê het? Kyk, Satan ken die Bybel. Dis maar 'n feit. Hy kan dit vers vir vers aanhaal. Maar hy verdraai God se woord om sy bose agenda te pas. Kan jy jou sy vermetelheid indink? Hy het dit ook met die Here Jesus Christus probeer. En hy het juis hierdie beloftes in Psalm 91 gebruik om dit te doen. Hy het die Here ons versoek deur hom na die dak van die tempel te neem en vir hom daar te sê, as u dan die seun van God is, spring dan hier af. U sal ons niks oorkom nie. Want God sal ons sy engele omtrent u beveel en hulle sal vir u vat en u vir u saggies op die grond gaan neersit sonder dat u iets oorkom. Hulle sal u mos op die hande dra sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. Kon die Here Jesus staat maak daarop dat sy Vader se engele hom saggies sou neerlaat op vaste grond indien hy dit so wou gehad het? Ja, natuurlik. Ons lees daar voor sy kruisiging waar hy voor Pontius Pilatus was, dat hy 'n leermag van engele kon oproep om hom te beskerm. Maar het hy? Natuurlik nie. Vanuit die skrif antwoord hy die Satan met die korrekte eksegese van God se beloftes. Die Here Jesus het juis na die wêreld gekom om daar waar Adam in die paradys gefaal het en onder die versoeking van Satan gesoog het, Satan se versoeking te weerstaan deur nie aan hom toe te gee nie. Dit is mos ondenkbaar dat Jesus aan die Satan gehoorsaam sou wees. Indien dit sou gebeur, sou hy ook maar soos Adam gefaal het. En dan sou hy nie versoening vir ons sondes kon doen nie, en dan was ons ook nog verlore. Nee, Jesus Christus was en is in alles van aan sy Vader gehoorsaam. Hy was aan sy Vader gehoorsaam tot aan die kruis en deur die graf. Op die Satan se versoeking antwoord die Here Jesus om juis uit die skrif. Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daar in Psalm 91 vers 13 lees ons, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Kom ons gaan let net wat daar in Genesis 3 vers 15 staan. Daar waar Adam en Eva gesoog het voor die Satan en die Satan vervloek is. Daar is God die Vader besig met sy oordeel oor die Satan. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die Amerikaanse predikant Douglas Wilson wys daarop dat Jesus die enigste een is wat Psalm 91 in die geheel en al vervul het. In al daardie versies. Nou gaan nie nou oor al hierdie punte uitbrei nie, dit is 'n preek op sy eie. Kom ons verstaan daarmee deur te sê dat Jesus Christus se gehoorsaamheid en sy liefde vir sy Vader, Psalm 91 se beloftes vir ons ook geldig maak. Ons moet God aanroep in ons nood en ons smeek om ons te help. Maar ons kan hom mos nie probeer manipuleer om na ons pype te dans nie. Ons weet mos nie wat sy wil vir ons is nie. En as ek siek word, die huil en die onheil my tref, dan sal dit nie beteken dat my geloof te klein was nie. Nee, die een wat ons verdien, nie een van ons verdien juis iets by God nie. Ons is sondaars. Ek kan nie my geloof in ruil wil gee vir sy beskerming nie. Hy gee tog alles vir ons volgens sy vrye genade. Sal ek my opruk, soos 'n stout kind, en die Here nie vir my gee wat ek wil hê nie? Dit sal ons mos nou niks in die sak bring nie. Dink jy nou die Here sal hom deur jou laat vermaak? Maar dit sal beteken dat jou verhouding met die Here nie reg is nie. Maar skort dan regtig iets met jou geloof. Nie hou die Here Jesus se woorde aan die Satan in gedagte. Moet dit nooit vergeet nie. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die apostel Paulus dien as voorbeeld van God se wil. Hy het die Here 3 maal gebid dat die Here tog die doring in sy vlees moes wegneem. En die Here kon dit doen. Die Here is almagtig. En die Here het baie mense al genees. Hy sal ook baie mense genees. Hy is 'n God van genesing. Maar
hierop het die Here hom geantwoord, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En dan weet Paulus dat die Here in alles 'n doel het, selfs met 'n ernstige doring in die vlees. En dan is hy dankbaar oor die doring in sy vlees. En hy sê, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Deur Jesus Christus se soenverdienste aan die kruis, is ek versoen met God die Vader. En deur die werking van die Heilige Gees, is ek as waardelose sondaar, aangeneem as kind van die Hemelse Vader. Heilige Gees kom werk die liefde vir God in ons harte, en ons kan hom ken. Daarom beloof die Here, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Deur die Heilige Gees kan ons die Vader aanroep en weet dat hy ons aanhoor. Maar wat God se wil ook al vir ons inhou, weet ons dat niks ons uit sy hand kan ruk nie. En ontvang ons God se belofte, dat ons sy heil en in lengte van dae sal aanskou. Dit is waaroor dit gaan. Daardie lengte van dae, die ewige lewe. Indien jy Psalm 91 wil gebruik as die een of ander tower psalm wat jou moet beskerm teen COVID-19, het ek slegte nuus vir jou. Mag die Here gee dat dit nie sal gebeur nie, maar jy kan nog steeds siek word en sterwe. God se wil vir sy seun was dat hy verskriklik moes ly en vir ons sondes aan die kruis moet sterwe. Dit moes God se Vader hart verskriklik geskeur het, maar dit was nodig. Dit was nodig dat sy seun so sou sterwe vir ons redding. Maar die Here Jesus het oorwin en opgestaan uit die graf. En daar in die hemel het hy vir die gelowiges plek voorberei. Moses beloof in vers 10, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Net soos die Israeliete moes uitsien na 'n permanente huisie, permanente blyplek in die beloofde land, of huise in die beloofde land, sien ons saam met Paulus uit daarna om ons tydelike tentwonings te laat afbreek en dan vir ewig saam met hom sal wees. Dan sal ons geen onheil meer vrees nie, want ons sal in 'n lengte van dae by die Here wees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie Here vir die beloftes van seën hier uit U woord. Ons weet dat U wil moet geskied in alles. Ons weet, o Here, dat U vir ons kan red en kan gesond maak, dat U vir ons kan beskerm teen hierdie COVID ding, en ons bid dit ook, en ons vra Here, asseblief, as dit U wil is, laat hierdie verskriklike ding by ons verbygaan. En die van ons wat siek geword het alreeds, en wat siek is, vra ons dat U vir hulle sal gesond maak, dat U vir hulle sal red. Elke dag sien ons hoe van ons geliefde mense, selfs in ons gemeenskap, tot sterwe kom. En ons weet, o Here, dat die dood nie die einde is nie. Ons weet dat daar 'n oorgang is. Ons moet nie net kyk na hierdie lewe nie. Ons moet ook kyk na die toekomstige lewe, daar saam met U, waar U vir ons plek, U seun vir ons plek voorberei het. Gee, o Here, dat ons in alles wat met ons gebeur, sal vashou aan U wil en weet dat wat ook al gebeur, dit tot die beste van ons almal strek. Dat U 'n plan het daarmee, en dat dit U wil is. En gee, Here, dat ons daarby sal berus, en help ons om, Here, U aan te roep, in dankbaarheid, wat ook al gebeur. Soos wat Paulus gesê het, hy is dankbaar oor daardie doring in sy vlees. Wil U vir ons seën as U gemeente, Here, ons wil bid vir ons kerk, ons wil bid vir manne ook, wat in hierdie kerk kan opstaan, hierdie kerk kan dra en kan vorentoe vat. Ons bid ook, o Here, waar die president van hierdie land vanaand praat, waar hy moet sê wat sy plannetjies is oor die lockdown, veral ook oor die openbare byeenkomste, so asof kerk toe gaan, maar net 'n gewone openbare byeenkoms is. Sien dat almal opgewonde is daaroor, dat drankverkope toegelaat moet word, maar nêrens hoor 'n mens dat daar beswaar aangeteken word teen die feit dat die kerke toegemaak is. Hemelse Vader, ons gaan voort met ons dienste, want
ons staan onder U gesag. Ons vra ook o Here dat wanneer die president vanaand sy besluite sal bekend maak, en hy aan die einde van sy toespraak sal sê dat God die land moet seën, dan vra ons Here dat in sy hart sal werk, dat daardie woorde ook vir hom waar sal wees en dat hy sy lewe aan U sal gee en dat dit sy taak sal wees verder, solank as wat en bewind is, om U wil te doen. Ons vra dat U kerk sal bewaar, o Here. Hierdie oomblik is die kerk baie klein, bestaan uit 'n handjievol getroue mense. Ons vra Here dat U vir ons ook sal seën. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ekskuus tog. Ek het nou nie 'n slotsang gekies nie. Dit sou nodig gewees het dat ons Psalm 91 sing, maar hy's te moeilik. Ons gaan hom nie gesin kry nie. So ek gaan hom net vir ons lees in ons gesangeboeke. Net daar die eerste versie. Hy lyk vir my so bekend. Wie toevlug neem in veiligheid en skuil by die Alhoë. Hy word beskadig en beskud deur God se alvermoë. Wie toevlug neem in veiligheid en skuil by die Alhoë. Hy word beskadig en beskud deur God se alvermoë. O Heer my rots, wie ek bou, by U is dit die beste. My toevlug waar ek stil vertrou, en nooit my vergifnis. Ons ken hom toe. Ontvang nou die seën van die Here. Hier gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ek dank vir U, baie dankie dat U was vanmôre.